Ons staan hier so op Afkri se standplaas op Nampo 2025. Ons gesels met Norman Cele, die hoofuitvoerende beampte van Afkri. Norman, ten minste is die terrein droog, maar die res van die land nog sopnat. Hoe lyk hierdie uitdagende seisoen uit 'n Afkri oogpunt uit? Ja, jy is 100% reg. As ek teruggaan so 5 maande terug, het ons November, Desember almal baie bekommerd gewees toe dit so verskriklik droog was, en ek praat nou spesifiek van die Afkri area, maar hier rondom by 15 Desember toe begin het reën en dit nog nie opgehou nie. So ironies genoeg vind ons onsself nou aan die einde van die reenseisoen. Almal wil oes, almal wil in die lande inkom. Die oes lyk goed, maar niemand kan inkom, hier is te nat. So dit is beide goeie nuus en slegte nuus. Dis goeie nuus dat ons reën gehad het en ek dink ons het 'n baie goeie oes op die lande, maar is slegte nuus in terme van die tempo waarteen die boere dit moontlik vind om in die lande in te gaan en die oes van die lande af te haal. Silo's natuurlik 'n groot deel van julle besigheid. Bevind julle dat die afleweringe kom op 'n knop en hoe hanteer julle daai stres wat hulle het op afleweringe? Ja, dis baie interessant. Wanneer 'n seisoen uitgesprei is of eweredig ryp word en geoes word en daar's nie krisisse nie, dan is ek dink daar's baie rolspelers wat kan help met graanhantering ensovoorts. Maar wanneer die oes in 'n baie noue tydsgleef van die lande af moet kom en in die silo's moet ingaan, dan kom ou nogal agter waar die beleggings en die investering in jou bates en jou vermoëns lê. Die spoed waarteen 'n maatskappy soos Afkri daai trokke moet aflaai, in die silo's inkry, die sertifisering kan kry sodat die kommoditeit verhandelbaar raak en in die voedselketting kan inbeweeg, is nogal wesenlike druk wat ondervind word. Ons is baie bevoordeel dat oor die jare, meer as 100 jaar, is ons infrastruktuur gebou. Ons is reg daarvoor en is eintlik in jare soos hierdie waar ek hoop ons werklike waarde toevoeging tot 'n boer se behoeftes tentoongestel kan word. Norman, net vinnig ter afsluiting, hoe loop dinge nou op die oomblik met Afkri? Ja, dis vir my baie lekker. As ek hier by Nampo staan, dan gaan ek terug so 3 tot 4 jaar toe ons met die herstrukturering van Afkri begin het. Die gedagte was om die Sambreel organisasie te herposisioneer en dis nogal lekker om te sien hoe dit groei. Waar Afkri dan vandag homself bevind is, ons probeer vir die boer of vir die landboubesigheid 'n vennoot wees. Ons probeer 'n portefeulje van komplementerende besigheidseenhede bymekaar te bring dat ons 'n boer kan help in goeie en slegte jare. Jy weet, partykeer koop 'n boer 'n nuwe trekker en die volgende jaar nie. Ons wil daai vennoot wees ongeag sy spanderingspatroon, maar oor die lang termyn die geregte toerusting vir 'n boer te gee, die regte finansiering, die regte insette, die boer te help met marktoegang, met stroomafprosessering, en dis ons Sambreel posisionering. Ek's baie trots oor die pad wat ons gekom het en hopelik kan ons aanhou en daai dienste bring. By hierdie jaar se Nampo het ons byvoorbeeld ons tegnologie platform wat ons meer na vore bring, hoe die boere met ons kan werk op tegnologiese platforms, data, kommunikasie ensovoorts, en dis al die goed wat ons probeer doen om die ekosisteem in 'n boer se wêreld te dien as Afkri.